ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 398. Ek is professor Ernst Redelinghuis van die Eerste Gemeente van Javasjoa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het, ek wil maar net weer sê, ek het al die boeke wat ek altyd noem, is beskikbaar. Ek wil net sê, ons besluit om die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die dik groot Bybel, van u beskikbaar te stel. Teen die ou prys sou u een bestel, kry jy een gratis. So jy kry 2 Bybels vir een se prys. Posgeld ingesluit in Suid-Afrika en in Namibië. Dit sal nooit weer gebeur nie. Ons sit met voorraad, wat ek maandeliks stoorgeld voor moet betaal, en ons moet na die finansies kyk, ons sukkel bietjie met die finansies. So u kan ons help deur stel Bybels te kry teen die een Bybelse prys. Sou jy belangstel? Gee my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://javasjoa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is altyd verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin reg voor, anders het jy 'n magdom inligting verloor. Is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat al die verskillende kennisgewings kan ontvang. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker dat jy 'n skryfblok, pen en 'n 33 Bybel byderhand. Onthou ook die onderdompeling, die 2 Mei, Saterdag, dis 3 uur die middag. Sou jy belangstel, kontak my, ek stuur vir die puntlokasie en alles. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader, dat ons vanmôre in dankbaarheid kan kom vir elke goeie gawe, dat ons uit die hand het ontvang. Dankie vir ons gesondheid, ons bid vir elkeen wat krank is, vir hulle wat tekortkominge het, hulle wat krisisse het, hulle wat probleme het, Vader, dat u hand uitsteek, u hand in die naam van Javasjoa, en dat u uitkoms gee en aanraking vir elkeen. Ek wil bid, Vader, lei ons in u goedertierendheid, deur hierdie studie, en laat u woord lewend word in ons midde. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike ore, om te hoor vir u vir ons wil sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javasjoa. Halleluja. Elke Javas sê halleluja. Halleluja. In die mooiste naam Javasjoa. Ek gaan net weer Spreuke 21:20 lees, vers 20. 'n Kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige. So ons is die tempels, dis hier waar die olie in die skat is. Dis nie noodwendig my huis nie. Dit is hierso. Hy sê maar 'n dwaase mens bring dit deur. Wat beteken dat daar kom 'n tyd wat van hierdie, ons het 'n paar javiste gekry wat teruggedraai het soos 'n hond na 'n eie braaksel toe. Ek kan nie dink hoe kan iemand dit doen nie. Ek kan nie dink hoe kan iemand dit regkry nie. Jou rug draai op die bonatuurlike waarheid wat Java vir jou oopgemaak het, wat jy bely het. Kan u dit doen? Kan u dit doen? Hy kon nie. Nee. Dis soos 'n hond wat sy eie braaksel gaan eet. Maar ons moet strewe om hierdie bonatuurlike skat wat ons van Java ontvang het, in hierdie woning, in hierdie persoon, die woning van die regverdige, stand te maak.
Dis 'n kosbare olie, 'n skat bonatuurlik. Maar 'n dwaase mens bring dit deur. Hy draai sy rug daarop. Ek kan nie dink dat daar mense is wat dit kan doen nie. Maar ek weet van een of twee wat dit gedoen het. Jy weet, ek dink dit is omdat hulle dit gedoen het vir hulle eie weleer en vir hulle eie stand in die lewe. Kan niks anders te wees nie. Hy sê in vers 21, wie geregtigheid en weldadigheid najag. Wie geregtigheid, die geregtigheid is wat? Die bonatuurlike ewige lewe. Wie die ewige lewe najag, die bonatuurlike geopenbaarde woord najag. Ek kan nou in hakkie soveel goed bysit hierso. Wie die agape liefde najag, wie die broederliefde najag. Halleluja. Die dinge wat saak maak vir my en u. Dit wat maak dat ons nagte in die ateljee sit. Sit my bene partykeer dood. Nie 'n uur nie, ure. Wie geregtigheid en weldadigheid is sy goedheid en sy guns. Sy voorspoed, sy heerlikheid. Dis als 'n kombinasie van 'n bonatuurlike gawe wat ons ontvang in Jahweh. Hy sê mos, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. En wie deur my nie kom nie, is 'n wat? Hy's 'n skelm en 'n dief. Hy is soos hierdie dwaase in gisteroggend se boodskap in vers 20. 'n Dwaase wat wegdraai, wat dit deurbring. Wat weer tradisies inbring en godsdienstige dogmatiek en teologie. Wie die geregtigheid, ek wil sê die bonatuurlikheid en weldadigheid, die oorvloed en die seën najag, sal lewe. Die woord sê mos, ons sal lewe, al het ons ook gesterwe. Wat hy eintlik vir my vanmôre in eenvoud sê, en vir ons sê, wie bereid is om die pad saam met my te stap, soos ek het gestap het, sal lewe. Hy het mos nie die pad kom loop net om tyd vol te maak nie. 3 jaar. 2 jaar was na Israel, maar die laaste jaar het hy die pad met die heidene kom stap. Hy het vir ons kom wys wat moet 'n heiden doen om gered te word. Hoe ons deel van die bruid kan word. Hoe ons deel van sy bonatuurlike koninkryk kan word. Wie hierdie pad van openbaring wil stap. Hierdie pad van bonatuurlike lewenswater. Wanneer jy dit sal najag. Hy sê ons moet die heiligmaking najag, asof ons dit kan gryp. Dis als deel van dit in beeldspraak wat koning Salomo skryf. As die man net geweet het wat hy skryf. Halleluja. Hoeveel weet ek en u vanmôre? Hoeveel weet ek en u in 2026? Hoeveel weet ons? Dat ons moet net vashou aan dit wat ons ontvang het. Maak nie saak of ons krank is nie. Afgesien van die stryd, afgesien van die teëspoed, afgesien van die tekortkomingheid in alles. Ons moet vashou in sy geregtigheid. En in dit wat hy vir ons beplan,
moet ons najaag volgens sy woord. Ons wil doen wat hy ons beveel het. En die maklikste is om alles bymekaar te bring, is die skrifgie waar hy sê, wees heilig, want ek is heilig. As ons die goed kan doen, sê die woord, sal die lewe, wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe geregtigheid en eer vind. Sal die lewe geregtigheid en eer vind. Die lewe geregtigheid en eer vind. Wat het hy vir sy disippels gesê, vir Petrus en Johannes, los wat julle doen, kom agter my aan, en ek sal wat doen? En ek sal julle vissers van mense maak. Is daar iets beter? Is daar iets beter om te bereik vanmôre, as om toegerus te wees, om 'n visser van mense te wees? Sonder dat u dit besef, deur al hierdie jare, is u besig elke môre en in al die ander boodskappe, is u besig om uself toe te berei vir 'n lewenspad wat Jahwe, ons Elohim, ons Vader, u en my in wil lei en gebruik. Is dit nie wonderlik nie? Soos hy sy disippels gevat en opgelei het, in die bonatuurlike geopenbaarde woord. So lei ons op. Maar dit is ook nie altyd maanskyn en rose nie. Daar's 'n prys om te betaal. Want ek van die disippels van Jahwe, en hy vra vir die disippels, wil julle nie ook mag gaan nie? Het julle nie moeg geword nie, wil julle nie ook maar, en wat sê Petrus? Hy sê, waarheen sal ons gaan, Jahwe? U het die ewige lewe. Waar sal ons gaan? Wat gaan ons kry by die ander plekke? Wat gaan ons doen? U het die ewige lewe. U is die weg, die waarheid en die ewige lewe. U is die deur waar die skape by ingaan. U is die stal waarin ons skuiling vind. U is die rots van alle eeue, u is die brood van die lewe, u is die bonatuurlike water, u is die gewer van die lewe. U is die ek is wat ek is, het gesê en gespreek. U is hy wat op die water geloop het. Waar sal ons heen gaan? Wil julle nie op mag gaan nie? Waarheen? Wie geregtigheid en weldadigheid najag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind, sal die lewe is om in Jahwe te funksioneer. Weet jy wat? Hy word ons hartklop. Hy word ons bestaan. Hy word daai bruising in ons are. Ek kan nie dink dat iemand 'n ander lewe sal wil lewe, as om nougeset in hom te wil lewe en te wandel nie. In die tyd waar ons lewe, waar mense verskillende afgode aanhang, en kruise en kerse brand en al die goed doen, en steeds by die Baalname wil vasstaan, en terwyl hulle by die bonatuurlike woord kom, sê die woord dat hy of sy wat die weg ken en hom nie wil bewandel nie, gaan eendag met dubbele slag geslaan word. Daar's 'n prys om te betaal vir die geleenthede wat ons gehad het wanneer die Ruach HaKodesh by ons kom pleit het. Maak dit jou lewe oop dat ek kan inkom.
Maar tradisies en godsdienst en teologie en dogma het my vasgehou. Wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind in hier. Dit is die lewe. Maar ook in hierdie lewe. Nie wanneer ons gesterf het nie. Vandag in hierdie lewe sal jy geregtigheid en eer in Jahweh vind. Hy is die beloner, sê die woord. Hy is die gewer van die gawes. Hoe wonderlik is dit? Ons het iets om vir iemand anders te vertel vanmôre. Gaan vertel hulle kan lewe, al het hulle ook gesterwe. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.